Hoofstuk 1. Wie is ons? Jode het nie definisies nodig nie. Ons bestaan al 3000 jaar sonder een. Elkeen weet of hy 'n Jood is of nie. David Ben-Gurion, voormalige Israeliese eerste minister. Daar word gesê dat Vladimir Lenin eendag die fisioloog Ivan Pavlov genader het om hom met 'n groot projek te help. Pavlov was die eerste Rus wat 'n Nobelprys gewen het. Dit was in 1904 vir sy werk oor gedragsverandering by diere. Mense dink aan hom as die navorser wat honde se bekke sou laat water as hy 'n klokkie gelui het. Pavlov het verstom gesit en luister hoe Lenin hom vertel van sy planne om almal gelyk en dieselfde te maak. Daarna het hy verdwaas gevra: "Vra jy my om jou te help om die mensdom te standaardiseer?" Nadat Lenin bevestigend geantwoord het, het Pavlov hom toegesnou: "Ek sal nie eers die agterbeen van 'n padda opoffer om jou met so 'n bose skema te help nie." Pavlov het waarskynlik net oorleef omdat die Nobelprys van hom 'n nasionale held in Rusland gemaak het. Maar dit werp lig op 'n totalitêre kommunistiese drang na eendersheid as 'n staatsidentiteit. Een mens, maar vele identiteite. Mense het wêreldwyd veelvoudige identiteite. Baie Belge, Britte, Kanadese, Namibiërs, Irakese en Amerikaners is terselfdertyd ook Vlaminge, Skotte, Franse, Ovamboes, Koerde en Afro-Amerikaners. 'n Wye verskeidenheid ander identiteite kan ook nog onderskei word, soos godsdiens, ekonomiese klas, nasionaliteit of die van sogenaamde vryswewende individue. In alle demokratiese lande word dit aanvaar dat mense meer as een identiteit kan en mag hê, en dat nie een noodwendig belangriker as die ander is nie. Om ten volle 'n Vlaming te mag wees, met die reg om jou identiteit uit te leef, skep juis die ruimte om ook ten volle 'n Belg te wees. Groeplidmaatskap is vrywillig en mense kan kies om hulle self met 'n groep te vereenselwig of nie. Dieselfde geld vir mense wat hulle self wil vereenselwig met 'n bepaalde gemeenskap, sonder om hulle ander identiteite prys te gee. Menseregte geld tog ook vir lede van gemeenskappe. Wat is die Afrikaner? In Suid-Afrika word die vraag nog gereeld gevra. Dit is 'n vraag met 'n angel en sê, veral in die huidige politieke konteks, dikwels meer oor die vraagsteller se politieke vooroordele as iets anders. Die vraag is eintlik moeiliker as die antwoord. Elkeen weet mos of hy of sy deel is van die groep of nie. Die maklikste is miskien om vir enige nie-Afrikaner te vra wie die Afrikaner nou eintlik is. Die enigste manier om van die Suid-Afrikaanse vooroordele weg te kom, is om te kyk wat die internasionale reg en wêreldpraktyke oor groeplidmaatskap sê. Kyk eerder deur 'n breë lens as met 'n skewe vergrootglas na die Suid-Afrikaanse verlede. Anders moet daar oor 'n paar jaar, as die politieke landskap verander, weer oor definisies gestry word. Daarbenewens moet politieke standpunte nie 'n rol in 'n definisie speel nie, aangesien dit baie vinniger as groepsidentiteite verander. Groeplidmaatskap word gedefinieer soos wat dit is en nie soos wat iemand dink dit behoort te wees nie. Groeplidmaatskap. Groeplidmaatskap kan tradisioneel op 2 metodes bepaal word, naamlik die objektiewe en subjektiewe metodes. Die objektiewe metode definieer groeplidmaatskap volgens sogenaamde objektiewe maatstawwe, soos afkoms, ras, etnisiteit, geloof en kultuur. Hierdie metode is gediskrediteer weens die misbruik daarvan om teen mense op grond van maatstawwe soos ras te diskrimineer. Die subjektiewe metode is tans die aanvaarde gebruik, omdat dit op die basis van selfdefiniëring berus. Dit beteken dat 'n volk of kultuurgemeenskap homself definieer. Die aanname is dat 'n persoon self besluit of hy 'n lid van 'n bepaalde groep is. Dit impliseer ook die breë aanvaarding van daardie keuse deur ander lede van die betrokke groep.
Alhoewel die uitkoms van die twee metodes meestal dieselfde is die metode net so belangrik as die uitkoms. Daar is dus niks daarmee fout dat die meeste mense wat hulle self as Afrikaners beskou, wit is nie, solank daar nie 'n diskriminerende geslote definisie gebruik is nie. In die praktyk is 'n Afrikaner iemand wat homself met die geskiedenis van die groep vereenselwig, al stem hy nie met alles daarin saam nie. Groeplidmaatskap is vrywillig en word selfs nie op grond van taal bepaal nie, omdat dit gedwonge lidmaatskap impliseer. Afrikaanssprekende bruin mense is dus nie per definisie Afrikaners nie, en wit Afrikaanssprekendes ook nie. Dit was nie in die verlede korrek om bruin mense op grond van hulle ras uit te sluit nie. So is dit ook nie tans korrek om die individue op 'n gedwonge wyse te probeer insluit om die Afrikaanse magsbasis groter te laat lyk nie. Mense moet toegelaat word om hulle eie keuses rakende hulle identiteit te maak. Daar moenie weer, soos in die verlede, namens enigiemand besluite in die verband geneem word nie. Selfs, of veral, nie om 'n Afrikaanse agenda te probeer pas nie. Veelvoudige identiteite. Waarom is hierdie definisie dan steeds so 'n sensitiewe saak? Waarskynlik omdat daar kommer bestaan dat daar tussen identiteite gekies moet word, omdat dit wederzijds uitsluitend is. Iemand se keuse vir Afrikanerskap sou konsies terselfdertyd 'n keuse teen Suid-Afrikanerskap wees, en boonop sommer op 'n verwerping van demokrasie neerkom. Dit is tog nie akkuraat nie. Veelvoudige identiteite word internasionaal erken. Geen een van 'n persoon se gekose identiteite is uitsluitend nie, en die een hoef nie belangriker as die ander geag te word nie. Iemand kan dus met groot vreugde gelyktydig 'n goeie Afrikaanssprekende Afrikaner, Suid-Afrikaner en Afrikaan wees, sonder dat daar enige hiërargie of botsing bestaan. Die probleem ontstaan gewoonlik wanneer mense deur 'n definisie in of uitgesluit word. Dan word die prys van lidmaatskap te hoog. As daar dus druk op iemand geplaas word om van sy Afrikaner identiteit afstand te doen, sal die prys van Suid-Afrikanerskap waarskynlik te hoog raak. Begrippe soos Afrikaner of volk is in die ou bedeling om politieke redes misbruik of dikwels in hoofletters geskreeu. Maar die kulturele moord op 'n kultuurgemeenskap as gevolg van die verlede kan tog nie geregverdig word nie. Ondemokratiese uistervuis. Afrikanerskap is 'n kultuuridentiteit wat nie deur polities geleide argumente verander sal word nie. Die Afrikaner is tog nie 'n tipe postkoloniale groep enkelinge soos baie wit mense elders in Afrika nie. Die groep het in Afrika Afrikaners geword en gebly, en nie soos Franse en Britte lede van die koloniale stamlande gebly nie. Inteendeel, die Afrikaner het homself, sy taal en talle van die maatskappye wat deur lede van die groep gevestig is, na die kontinent vernoem. Die vraag is, hoekom daar dan tans stemme opgaan dat Afrikanerskap 'n uitgediende begrip is? Die begrip Afrikaner het tog lank voor apartheid reeds bestaan, terwyl die term wit volk van die verwoerd-era lankal uitgedien is. Gaan die weerstand teen die begrip Afrikaner oor die bestaan van die begrip of oor die bestaan van die Afrikaner? Die kern van die anti-Afrikaner groep se bekommernis lê waarskynlik in die feit dat die internasionale reg duidelike regte aan lede van 'n volksgroep toeken. Hierdie regte is boonop meer as net die individuele regte, soos wat in die Suid-Afrikaanse grondwet vervat is. Dit verklaar waarskynlik hoekom die regering feitelik alle internasionale verdrae en handveste geratifiseer het, maar nie die Verenigde Nasies of die VN se 1992 handves oor die regte van persone wat tot nasionale, etniese, kulturele, godsdienstige of taalgemeenskappe behoort nie. Die kommer bestaan dat die nie-ratifikasie en ontkenning van groepsidentiteit 'n poging is om die inwerkingstelling van die regte in hierdie en ander handveste saggies te omseil. Dit kom neer op 'n magspolitieke uistervuis in politiek korrekte fluweelhandskoene, wat geldige pogings om grondliggende belange te beskerm neutraliseer
en groepe verhoed om hulle grondwetlike regte uit te oefen. Kulturele vryheid. Die magsbeheptheid van die anti-Afrikaanse rassiste, soos die Gautengse lid van die uitvoerende raad LER vir onderwys, Panyaza Lesufi, het al gewys dat demokrasie sonder kulturele vryheid net vryheid vir die meerderheid is. Dit is 'n grove aantasting van iemand se menswaardigheid om sy identiteit te ontken of om Afrikaners weg te wens deur hulle bestaan te bevraagteken. Soos baie ander volke het Afrikaners voorheen ook al oor hulle voortbestaan getwyfel en dit oorkom. Die goedbedoelde aandrang dat Afrikaners eerder opgeneem moet word in 'n breë Suid-Afrikaanse of selfs Afrikaanse groep, het ongelukkig onbedoelde gevolge. Afrikaners het vir te lank hulle bande met Afrikaanssprekendes van ander groepe afgeskep en daardie bande moet dringend versterk en uitgebou word. Maar om 'n volksgroep tot 'n taalgroep te reduseer, beteken dat daar afstand gedoen word van 'n hele stel internasionaal erkende regte, soos die reg om besluite te neem wat die groep se voortbestaan en identiteit raak. Natuurlik sal die Lesufi's van die wêreld wil hê Afrikaners moet almal net Suid-Afrikaners wees. Indien dit bewerkstellig kon word, sou oorheersing oor die Afrikaner verseker wees weens die bevolkingssamenstelling van die demografiese demokrasie van Suid-Afrika. Die African National Congress, die ANC, stel dit immers duidelik dat hulle oogmerk die belange van Afrikane in die besonder en swart mense in die algemeen is. Wit mense word in die party se beleidsdokumente, soos vervat op die ANC webblad, beskryf as koloniste van 'n spesiale soort, wat alles deur onregmatige bevoordeling bekom het. Daarom word onteiening sonder vergoeding as regmatig beskou deur ondersteuners van die idees. Die benadering tot ras in die land wys ook dat dit nie net by praatjies bly nie. Lesufi se argument word nie deur patriotisme of insluiting begrond nie, maar is 'n strategie om permanente oorheersing en selfs die vernietiging van Afrikaners te verseker. Die 19de eeuse Franse politieke wetenskaplike en historikus Alexis de Tocqueville het nie verniet gesê dat die meerderheid slegs die minderheid sal aanvaar as hy dit prysgee wat vir hom die waardevolste is nie. Vernietiging. 'n Kultuurgemeenskap kan net voortbestaan as die onderskeie elemente van sy kultuur, byvoorbeeld taal, gebruike en geloof, deur kulturele instellings soos skole en universiteite aan 'n volgende geslag oorgedra kan word. Pogings om hierdie instellings te kaap is in werklikheid daarop gemik of het die voorsienbare gevolg om daardie gemeenskap te probeer vernietig. Mense wat sukkel om te aanvaar dat die Suid-Afrikaanse regering nie Afrikaners as 'n gemeenskap as deel van die land se toekoms sien nie, kan worstel met stellings soos die. Namibiese basters, ook bekend as die Rehoboth basters, word byvoorbeeld ook nie as deel van Namibië se toekomsplanne beskou nie. Minderhede het immers in alle demokratiese lande ruimtes waar hulle die meerderheid kan vorm. Anders word elke deel van hulle bestaan deur die demografiese meerderheid beheer. Dit is juis om hierdie rede dat daar 'n sterk argument geld in die internasionale reg, naamlik dat die erkenning van gemeenskapsregte 'n voorwaarde vir die gelyke genieting van individuele regte is. Anders weeg die demografiese meerderheid se individuele regte bloot swaarder. Daarom is 'n gewone demokrasie te simplisties om die kompleksiteite van 'n heterogene samelewing soos Suid-Afrika doeltreffend te reguleer. Minderheidsregte is internasionaal gesproke beslis nie regs nie, en grondwetlike regte en ruimtes ook nie. Oorpresterende gemeenskappe het selfs meer beskerming nodig. Die Jode is moontlik die beste voorbeeld van hoe oorpresterende gemeenskappe dikwels geteken word. Kultuurgemeenskappe. Die Suid-Afrikaanse grondwet maak nie net vir taalgroepe voorsiening nie, maar ook vir kultuurgemeenskappe. Dit gee erkenning aan die feit dat taal- en kultuurgemeenskappe nie dieselfde is nie. Die Engelse of Duitse wêreld bestaan uit talle volke of kultuurgemeenskappe,
En hoewel die Vlamingen en Nederlanders albei 'n vorm van Nederlands praat, is hulle tog verskillende kultuurgemeenskappe. Afrikaans is een taal met vele kulture wat behoort aan almal wat lief is vir die taal. Daarom is Afrikaners nie net landsburgers nie, maar kan ook die selfvertroue aan die dag lê om kultuurburgers te wees. Ons mag maar aan ons eie kant wees. Kulturele patriotisme of liberale nasionalisme. Staatsverval en anti-wit of Afrikaner sentimente met 'n sterk dosis sondebokpolitiek is 'n groeiende dubbele krisis wat 'n toenemende aantal Suid-Afrikaners immigrasie laat oorweeg. Hulle neem afskeid van Suid-Afrika as gevolg van omstandighede in die land en voel dat hulle nie meer lojaal kan bly te midde van grootskaalse verval en wanbestuur nie. Duisende mense het reeds bedank as Suid-Afrikaners. Hulle het nog nie die land verlaat nie, maar voel die land het hulle al verlaat. As hulle nie hier gebore was nie, het hulle beslis nie hierheen getrek nie. Die mense is hier, maar nie meer van hier nie. Daarom behoort daar benewens loyale burgerskap ook 'n kulturele patriotisme of gesonde en ewewigtige Afrikaner nasionalisme gevestig te word. NP van Wyk Lou het 'n liberale nasionalisme bepleit en dit onderskei van 'n onverdraagsame sjauvinisme wat teen ander gerig is. Mense wat heeltyd met 'n verwytende vinger na Afrikaners bly wys en aanhou skop aan die lijk van apartheid, moet besluit of dit werklik in die beste belang van Suid-Afrika en al sy mense is as 'n kritieke massa sou emigreer. Internasionale standaard vir kulturele vryheid. Gelukkig hoef die wiel nie herontwerp te word nie. Die VN se ontwikkelingsprogram, die UNDP, het reeds in 2004 'n verslag uitgereik waarin die beste praktyke van vredesame lande uiteengesit word. In hierdie verslag bevind die VN dat 'n gewone demokrasie en grondwetlike waarborge van individuele regte nie voldoende is nie. Die verslag stel dit duidelik dat pogings om kultuurgroepe te vernietig of weg te wens 'n lewenskragtige herlewing ontlok. Die lewenskragtigheid is volgens navorsing wat deur die Solidariteitbeweging onderneem is, 'n bydraende rede waarom die beweging reeds sowat 500 000 lede het. Intussen moet 'n demokratiese volwassenheid in Suid-Afrika nagestreef word, waarin Afrikaners met gemak Afrikaner, Suid-Afrikaner, Afrikaan, Afrikaans sprekende of enige kombinasie van hierdie en ander identiteite of geen een daarvan of almal te gelyk kan wees.